Goeiedag almal. Ek hoop julle het 'n goeie week gehad. Ek is baie dankbaar hierdie week vir almal wat aangebied het om te help op verskillende maniere, wat verskillende dinge gedoen het. Ek is die Here diep dankbaar daarvoor. En ek wil julle regtig aanmoedig, kyk rondom julle waar die mense rondom julle nodig het, waar hulle hulp nodig het. Dit is 'n geleentheid wat die Here oor jou pad bring, hoe ons sy naam ook kan verheerlik. So moenie huiwer om dit aan te gryp nie. As jy in hierdie tyd hulp nodig het, asseblief praat. Ons kan nie alles regmaak nie, maar ons kan mekaar help, ons kan mekaar bystaan. En so kan ons deur hierdie tyd kom. Die Here het ons vir mekaar gegee om mekaar so by te staan. So moenie te trots wees om te vra nie. Asseblief, kom ons help mekaar, kom ons staan mekaar by. Dit gesê, kom ons raak nou rustig rondom die woord van die Here. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. O Here onse God, baie dankie dat u genade, u barmhartigheid, u vrede ons deel is. Here, ons het dit so nodig. Help ons asseblief vandag om te verstaan wat dit beteken. Ek vra dit in Jesus naam. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Kom ons prys sy naam en ons sê vir die Here met hierdie lied dat hy werklik vir ons kosbaar is, dat ons op hom staat maak, op hom alleen staat maak. Grote God, aan U die eer, heerlijk is waar U dit gee. Hemels is U majesteit.
wat alles onderhou, is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou hier uw koninkryk, voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ek kon vind, u het my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstand, o u al wat is in stand. Kom ons lees die wet van die Here soos wat dit vir ons opgeteken is in Matteus 22 vers 34 en verder. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Liewe broer, liewe suster, is jy regtig lief vir die Here? Ken jy hom persoonlik? Ervaar jy die vrede en die vreugde in jou hart wanneer jy hom so persoonlik ken? Of moet jy vanmôre bely dat daar soveel dinge is wat jou aandag van die Here aftrek, dat daar soveel dinge is wat jy eerder wil hê in plaas van 'n verhouding met die Here? Kom ons gaan sien wat die Here vir ons gedoen het. Ons gaan kyk wat hy daar spesifiek op die kruis vir ons gedoen het. En ons sien hoe lief hy ons het. Dan bely ons sonde. Kom ons bely ons onfeilbare geloof waarin ons vashou ook in hierdie tyd. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig,
gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. O Here onse God, mag die woorde van my mond en die oordeenking van ons harte U welbehaaglik wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat in die wind verstrooi. En daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Dit is die woord van die Here. Die tema wat ek vandag met ons wil deurwerk is die vraag, is jy gelukkig? Is jy werklik gelukkig? Nou, dis miskien 'n vreemde vraag om op hierdie spesifieke oomblik te vra, want die wêreld rafel uit aan al die kante. Is dalk jy die regte vraag om nou te vra? Want ja, die wêreld is verander. Die wêreld is nie soos dit ons hom ken nie. Hy is op sy kop gedraai. Toe ek vroeër die week in die winkel was, het jy regtig as ware soos 'n boef gevoel wat daar insluip. Ek kon as ware nie help om te dink, hoorie sommer, as ek nou hier ingaan, gaan ek dalk met hierdie siekte hier uitkom nie. Dis maar net gedagtes wat so half deur mense agterkop gaan, en terwyl ons elke nou en dan in die winkel in moet waag, en ons nie regtig wil gaan nie, maar ons moet gaan, dan hou jy maar die nuuskanale dop, en jy hoor nie regtig goeie nuus nie. En selfs die goeie nuus wat daar is totaal oorskadu deur die bangwees wat daar op hierdie stadium is. Is nou juist die regte tyd om die vraag te vra, is jy regtig gelukkig? Nou, dit is eers onlangs dat mense begin het om die jong mense as wys te beskou. Vir baie jare vroeër het die ou mense voorgestap. Die ou mense was die wyses gewees, want hulle het ervaring gehad, hulle het tyd in hierdie wêreld spandeer wat hulle dinge geleer het, en die jong mense het juist na die ouer mense toe gegaan om by hulle te gaan leer. Maar onlangs het hierdie hele ding op sy kop gekeer. Want die wêreld het verskriklik vinnig begin verander. Ons dink maar aan die tegnologie. En ja, die tegnologie wat maak dat ons vandag na hierdie preek kan kyk, is een van daardie stukke tegnologie wat die wêreld so vinnig help verander. Maar die wêreld is nie dieselfde as wat hy ruk terug was nie. Die dinge wat die ou mense geleer het, is uitgedateer. Is nie meer van toepassing vir ons vandag nie. Hulle werk met ou tegnologie, met ou gedagtes. En dis asof die jong mense vinniger nuwe gedagtes aanleer, vinniger met nuwe dinge begin werk en daaraan gewoond raak. En daarom het die wêreld so verander dat die ou mense die onseker is en die jong mense die is met selfvertroue. Hulle is die wat nie bang is om die knoppies te druk nie. Hulle is die wat nie bang is om nuwe dinge te probeer nie, want ons kan dit en dit en dit doen. En ons kan die ding so laat werk. Die wêreld het oor die afgelope 100 jaar baie verander. Maar as ons terugkyk in die geskiedenis, as ons gaan terugkyk in die verlede oor die eeue heen, en ons sien hoeveel dinge verander het en hoeveel dinge gevorder het, hoeveel wonderlike dinge daar bygekom het, tegnologie wat ons ontdek het,
Ons maan toe gevat het en terug, en omdat ons nou met selfone sit wat sterker is as rekenaars van 'n paar jaar gelede, dan moet ons die vraag begin vra, maar is ons vandag gelukkiger as die mense van vroeër? Nou, ek probeer nie vra watter wêreld was die beste nie. Ek probeer nie vra waar was die meeste voordele gewees nie. Nee, dis nie wat ek vra nie. My vraag is ons vandag gelukkiger as die mense in die ou tyd was? En dit is hier wat ons dan nou vir mekaar moet begin vra. Het die mense van die ou tyd nie dalk 'n antwoord gehad wat ons miskien al van vergeet het nie? Want dit lyk partykeer asof die ou mense, die mense van vroeër eras en tye, iets geweet het wat ons vergeet het. Asof hulle meer vrede, makliker vrede gehad het, as wat ons vandag vrede kry. Hulle wêreld het anders gelyk, maar ons kan gaan kyk en ons kan by hulle gaan leer. En een van die plekke waar ons kan gaan leer is juis in 'n baie ou boek. Want die Bybel kom al oor jare en jare heen, en hy kom sê, maar hier is ware vrede, hier is ware geluk te vind. Dis nie 'n nuwe uitvindsel nie, dis nie 'n nuwe ontdekking nie. Dis 'n ou gedagte. Nou kom ons gaan kyk na hierdie ou gedagte. Ons skryf hom nie vinnig af nie. Ons hoor hom, ons gaan deurdink hom, ons gaan herkou hom, en dan gaan vra ons maar, het ek dit? Want baie Christene, wanneer ons hierdie dinge vir mekaar gaan sê, gaan vir mekaar sê, maar ek het hierdie dinge al gehoor. Dit is nie vir my nuwe nuus nie. En ja, dit is nie nuwe nuus nie. Maar dan moet jy vra, het jy dit al regtig gaan toepas? Want as hierdie nie vir my nuwe nuus is nie, hoekom is ek nie regtig gelukkig nie? Hoekom het ek nog steeds daardie hinkering in my hart? So, wees versigtig om te sê, maar ek het dit al gehoor en daarom nie verder te luister nie. Nee, dis juist dan wanneer jy moet vra, maar as ek dit dan al gehoor het, hoekom het ek dit nog nie beleef nie? Nou, die eerste groot gedagte wat ons raak sien in Psalm 1 is daar in die eerste sinnetjie, die eerste woord eintlik. Welgeluksalig is die man. En dan gaan die sin verder. Nou, as jy hierdie sin direk uit Hebreëus uit sou vertaal, dan sou dit waarskynlik iets soos vol geklink het. Gelukkigste is die man, of intens gelukkig. Die gedagte daar wat in Hebreëus staan, is dat hierdie man wat hierdie dinge doen, is werklik sielsgelukkig. Nou, dis 'n groot stelling. Dis 'n groot gedagte. Dis moontlik om in hierdie wêreld gelukkig te wees. En nie net oppervlakkig gelukkig te wees nie. Nie net happy-go-lucky te wees nie. Maar regtig gelukkig te wees. Die Psalm is nie onkundig oor die slegte dinge in die wêreld nie. Die Psalm is nie uitvoering uit met die wrede en die verkeerde dinge in die wêreld nie, want die Psalm praat daarvan. Maar hy sê te midde van dit alles, is dit moontlik om diep intens gelukkig te wees. Nou, as jy op hierdie oomblik vir jouself sê, maar natuurlik is dit moontlik om gelukkig te wees, dan sê dit iets van wie jy is. Want, kom ons wees baie eerlik. Jy begin gewoonlik as 'n klein kindjie, en dit is moeilik om as 'n klein kindjie regtig ongelukkig te wees. Dinge moet regtig verkeerd loop vir 'n kind om vreeslik ongelukkig te wees. En dan word jy stelselmatig groter, en die lewe tref jou so met sla. Liefdesteleurstellings, finansiële probleme, uiteindelik probleme by die werk, probleme by die skool, so gaan dit nou maar aan. En so word dit as ware erger en erger en erger en erger. En iewers op 'n punt raak mens sinies oor die gedagte van geluk. Is dit regtig moontlik om te midde van al hierdie dinge wat met my gebeur, gelukkig te wees? En soos vir die lewe vorder, hou dit nie op nie, dit gaan net aan. Tot jy uiteindelik 'n ou mens is en jou liggaam ook teen jou draai. Jou liggaam jou ook in die steek laat. Waar jou knieë swak word en jou bene swaar word en jou oë
nie meer kan sien so wat jy van tevore gesien het nie, en jou ore hoor nie meer nie, en dinge raak het erger en erger. En dit is baie interessant, dat die mense wat die meeste presteer, die grootste prestasies in die wêreld bereik het, dit is mense wat grondliggend sinies is oor die gedagte van geluk. Gaan kyk maar na mense wat boeke skryf. As jou boeke 'n mooi storie is met 'n gelukkige einde, dan maak die kultuurwêreld jou boek af as oppervlakkig, of selfs oudtyds. Selfs in Afrikaans. Dis nie mooi stories wat die kunspryse wen nie. Dis juist die morbide, negatiewe, siniese stories of verhale of boeke wat bekroon word met pryse. Dis asof mense wat die beste presteer, die negatiefste is. So as jy vanmôre sê, maar natuurlik is dit moontlik om gelukkig te wees, dan sê dit iets van waar jy is. Dit sê iets van wie jy is. Dit sê waarskynlik dat jy het nog baie min van die lewe beleef. Maar die Bybel kom en hy sê, dis moontlik om in hierdie lewe intens gelukkig te wees. Nie oppervlakkig gelukkig nie, intens gelukkig te wees. Dit is ook belangrik om te verstaan dat Psalm 1 nie anders oor geluk en vrede en vreugde praat as die res van die Bybel. Hy praat op dieselfde manier, uit dieselfde mond uit. As jy die woordjie welgeluksalig in 'n konkordansie soekprogram gaan opsoek, dan sal jy sien dat daar 28 verse in die Bybel is wat oor welgeluksaligheid praat. As jy die woord geluk gaan opsoek, dan sal jy sien dat daar 20 verse in die Bybel is wat oor geluk praat. As jy die woord vrede gaan opsoek, dan sal jy sien dat daar 255 verse in die Bybel is wat oor vrede praat. Die hele Bybel praat gereeld oor geluk, vrede en vreugde. Dit is iets wat elke paar verse, elke paar hoofstukke by stilgestaan word. In ons gesangeboekie beamoed dit, daar's iets soos 89 gesange wat die woord vrede in het, en daar's iets soos 39 psalms wat ook oor vrede gaan. En die punt wat ek probeer maak is dat die Christelike geloof maak die aanspraak dat daar by Christus werklik vrede en vreugde te vind is. As jy werklik 'n Christen is, kan jy verwag om intense, diepe vrede en vreugde te beleef. Dis die aanspraak van ons geloof. En dis juist nou wat ek en jy so bietjie moet gaan stilstaan en gaan vra, maar goed, as dit die aanspraak is wat gemaak word uit die Bybel uit, as die Bybel sê welgeluksalig is die man, kan ek dit van my hart sê? Kan ek sê ek is welgeluksalig? So in die eerste plek maak die Bybel die aanspraak dat dit in hierdie wêreld moontlik is om intense geluk en vrede en vreugde te beleef. In hierdie stikkende wêreld met al sy verkeerde dinge, is dit nie onbillik om te verwag om werklik geluk te vind nie. Dit is moontlik. Dan kom die Bybel verder en hy sê, as jy 'n Christen is, kan jy verwag dat daardie intense vrede, vreugde en geluk jou deel sal wees. Jy sal dit in jou eie hart beleef. Maar dan kom die Here deur sy woord en hy sê, wees versigtig. Want geluk en vrede en vreugde lyk nie soos wat die wêreld dink dit lyk nie. Geluk en vrede en vreugde gaan jy nie kry op die plek waar die wêreld dink jy dit gaan kry nie. En vers 3 verduidelik vir ons die oorsprong van hierdie ware welgeluksaligheid. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Die psalmdigter kom gee vir ons hierso 'n prentjie van die ware gelowige. Die boom stel die gelowige voor, en die rivier of die water in die rivierbedding, dit stel God se genade voor. En hierdie boom is naby aan daardie genadestroom geplant. Hy drink gereeld daarvan in. En dit is baie belangrik om te sien dat hierdie boom ook blootgestel is aan die seisoene.
Hy beleef ook die seisoene. Gaan lees mooi. Die boom gee nie heel jaar vrug nie. Hy gee sy vrugte op sy tyd. Hy voel ook die son. Hy voel ook wanneer die son skroei en dinge moeilik gaan. Hy voel ook die koue in die wintermaande. Hy voel dit, hy beleef dit alles. Hy gee nie heel jaar vrugte nie. Maar, omdat hierdie boom gereeld en diep in hierdie genade water drink, omdat hy in hierdie rivierbedding geanker is sy blare heel jaar groen. Hy het heel jaar lank vrede. Hy het heel jaar lank vreugde. Nou, hierdie prentjie wat vir ons gegee word, kom leer vir ons dat ware vrede, vreugde en geluk kom nie van buite af nie. Dis nie die seisoene wat ons gelukkig maak nie. Dis nie hierdie mooi sonskyn dae of die sagte bewolkte dae wat ons gelukkig maak nie. Nee. Ons voel al hierdie dinge, ja, ons beleef dit ook. Ons beleef die goeie tye en ons beleef die slegte tye. Maar dis nie dit wat ons geluk en vrede en vreugde gee nie. Ons vind ons geluk en vrede en vreugde op die plek waar ons geanker is. Daar waar ons vastigheid vind. In ander woorde, dit kom van onder af, van binne af. Dit kom nie van buite af nie. As jy jou geluk en jou vrede en jou vreugde aan eksterne dinge gaan soek, dan gaan jy dit verloor. Dit is 'n gegewe, want al die eksterne dinge verander. Ek dink die huidige Grendelstaat bewys dit maar net. Dinge het so vinnig, so verskriklik baie verander. Dinge waarvan ons baie seker was, is skielik nou baie onseker. Die punt is, die gelowige vind sy vrede en sy vreugde en sy geluk daar waar hy geanker is. Dis die bron van dit alles. Nou 1 Petrus 1 vers 6 en 7 is die klassieke teks op hierdie gedagte en dit bevestig wat ons sopas vir mekaar gesê het. Vers 6 sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die opstanding van Jesus Christus. Nou, hierdie vers begin by die gedagte van ons verheug ons. Die gelowige het rede om vreugde te beleef. Ons verheug ons. Selfs al is ons in hierdie wêreld waar dinge ons tref wat ons bedroef maak. Die beproewinge wat oor ons kom is partykeer bitterlik seer, maar selfs te midde daarvan verheug ons. Hoekom? Want ons geloof word beproef. Nou, die gedagte is nie hier dat God kom kyk of jy geloof het nie. Dis nie die tipe beproef wat hier bedoel word nie. God is nie besig om te toets, het hierdie kind vir my geloof of nie, gaan hy my vashou of nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Wat hier aangaan is dat God kom gee genade. Hy kom gee liefde. En as die gelowige dan nou in hierdie liefde wortel skiet, en daar kom 'n storm of 'n moeilike tyd oor die gelowige, dan skiet hy dieper wortel in God se genade. Of andersom gestel, soos wat hierdie vers praat, God het vir jou hierdie genade goud gegee. En hoe meer hierdie genade goud in die vuur van beproewing gesteek word, hoe meer brand die vuile goed weg. Hoe meer brand die goed waarop jy van tevore staat gemaak het om jou op te verheug, hoe meer brand daardie goed weg, totdat jy uiteindelik aan die einde net loutere goud oor het. Net sy genade oor het. En wanneer ons uiteindelik so alleen op Christus se genade staat maak vir vrede en vreugde, dan word Christus verheerlik. Dan is dit tot lof en heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Die derde groot beginsel wat Psalm 1 ons kom leer oor vrede en vreugde en geluk, is dat ons dit nooit sal kry deur daarvoor te gaan soek nie. Nee, dit is 'n byproduk, is 'n neeweffek van 'n ander proses. Die Bybel sê nie, salig is die wat salig wil wees nie. Nee, die Bybel sê, salig is die wat treur. Of salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Saligheid is 'n byproduk van iets anders. 'n Bietjie later in die bergpredikasie, daar in Matteus 6 vers 33 sê die Here Jesus,
maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek is oortuig daarvan dat vrede en vreugde en geluk een van daardie dinge is. En sien, in hierdie wêreld loop dinge gewoonlik op 'n sekere manier. Ons het almal beginsels. Ons almal sê vir mekaar, ek glo hierdie ding is reg en daardie ding is verkeerd. Ons het almal beginsels. En daardie beginsels gaan noodwendig op 'n stadium getoets word. En dan gaan daar 'n prys wees om daardie beginsel na te kom. Byvoorbeeld, ek is baie lief vir my meisie en sy is vir my baie kosbaar, sy beteken vir my die wêreld. Maar ek het hierdie beginsel wat sê dat dit verkeerd is om dit of dat te doen. En sy kom na my toe en sê, as jy nie dit of dat saam met my gaan doen nie, dan gaan ek jou los. En dan gee ek eerder die beginselprys, want ek wil nie my meisie verloor nie. Dis hoe ons werk, dis hoe ons dinge doen. Nog 'n voorbeeld, my baas verwag van my om die boeke te knoei, maar my salaris is vir my baie belangrik. Sonder my salaris het ek nie brood en botter op die tafel nie. Maar ek glo dat dit verkeerd is om bedrog te pleeg. Ek glo dat dit verkeerd is om die besigheid se boeke te knoei. Maar my baas verwag dit van my. En nou, omdat ek eerder sekerheid wil hê bo geregtigheid, gee ek eerder my beginselprys en ek gaan knoei maar die boeke sodat ek my salaris aan die einde van die maand kan kry. Dit is hoe ons werk. Dit is die manier hoe die wêreld funksioneer. Maar die Here kom in sy woord en hy keer hierdie ding heeltemal op sy kop. Nee, hy sê, soek eers my koninkryk en my geregtigheid. Gaan doen dit wat reg is, wat ek sê reg is. En hierdie dinge wat julle nodig het, sal vir julle bygevoeg word. Vrede en vreugde is 'n neeweproduk van wanneer ek God se geregtigheid soek. En daarom begin hierdie Psalm met 'n aantal dinge wat gesê word, salig is die een wat hierdie dinge nie doen nie, maar dan sê hy, hierdie is die dinge wat wel gedoen word. Hy oordink die wet van die Here dag en nag. Hy bepeins dit en hy gaan doen dit. Dis sy vreugde in die lewe. Jy sal slegs vrede en vreugde vind wanneer jy die Here soek, wanneer jy sy wil soek. Daar is die plek waar jy vrede vind. Jy kry dit nie deur te sê, maar ek wil gelukkig wees nie. Jy kry nie 'n goeie huwelik deur te sê, maar ek wil 'n gelukkige huwelik hê nie. Nee, 'n gelukkige huwelik is die neeweffek van 'n goeie verhouding wat gebou word met jou eggenoot. Op dieselfde manier, jy kry net vrede en vreugde en geluk as jy jou verhouding met God bou. Dis 'n neeweffek van 'n goeie verhouding met God. So Psalm 1 kom leer ons dat dit moontlik is om vrede en vreugde en geluk in hierdie wêreld te beleef. Dat dit jou deel is wanneer jy 'n Christen is en dat dit die byproduk van 'n ander proses is. Maar dan kom die laaste deel van Psalm 1 en sê, maar vrede en vreugde en geluk is die gevolg van sekere keuses wat jy elke dag maak. Dis nie net die gevolg van groot besluite nie, maar ook van klein besluitjies. Psalm 1 begin met 'n verwysing na iemand se wandel, sy staan en sy sit. Nou, dis 'n manier om van die persoon se hele lewe te praat. As hy besluite moet maak, in wie se raad wandel hy? By wie gaan vra hy vir hulp? As hy dinge doen, soos wie doen hy dinge? Wat se pad loop hy? As hy gaan sit, waar is hy welkom? En wat se geselskap is hy welkom? Dit verwys na 'n persoon se hele lewe. In 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9 kom maak Paulus die volgende stelling. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Hy maak 'n lysie van 4 uiterlike dinge en dan die innerlike reaksie van die Christen se hart daarop. Die 4 uiterlike dinge is verdrukking, en vervolging, om verleë te wees en neergewerp te wees. Dit is alles negatiewe goed. Dit is alles seermaak goed. Maar die innerlike reaksie van die Christen wat Paulus hier beskryf,
pas nie by die uiterlike ding wat gebeur nie. Is as ware die teenoorgestelde reaksie. Hy sê ons is verdruk, maar nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons is nie bang nie. Ons word vervolg, maar ons is nie alleen nie. Ons word neergewerp, maar ons word nie vernietig nie. En die enigste manier hoe Paulus kan sê, maar die Christen se innerlike reaksie is as ware die teenoorgestelde van die uiterlike ding wat hy beleef, is wanneer sy vrede en sy vreugde nie van dit wat van buite af gekry word nie. Wanneer hy dit juis van God af kry. Wanneer hy dit uit sy verhouding met God kry. As ek verdruk word, as ek vervolg word, as ek verleë is, as ek neergewerp word, dan is dit nie iets wat net uit die blou lug uitgebeur nie. Dit is ander mense wat dit aan my kom doen. Dis uit sekere verhoudings uit waar dit kom. Wanneer ek verdruk word, wanneer ek in 'n posisie geplaas word waar ek iets nie wil doen nie en ek te nagekom word omdat ek dit nie wil doen nie en ek verdrukking beleef, dan is dit omdat ander mense dit aan my doen. En gewoonlik is dit ander mense wat ek ken. Wanneer ek vervolg word, is dit ander mense wat dit aan my doen. En Paulus sê, maar dis nie my verhouding met daardie mense of die manier hoe daardie mense na my kyk wat my geluk en vrede en vreugde gee nie. Dis nie in die horisontale verhoudings waar ek my vrede gaan soek nie. Nee. Hierdie dinge gebeur en ek voel dit en ja, dit maak bitterlik seer. Maar uiteindelik is hierdie dinge sekondêr. Die belangrikste is my verhouding met God. Hoe ek voor hom staan. Hoe ek weet hy na my kyk. Hoe ek weet hy oor my voel. Daardie ding is die belangrikste en vrede en vreugde en geluk is die gevolg daarvan. Wanneer ek weet, maar God kyk so na my, dan kan ek sê, maar ek het vrede. En dis presies wat ons dan later in die Bybel leer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het jou so lief, dat hy sy seun gegee het. Dis 'n bron van vreugde. Dis 'n bron van vrede. My verhouding met die Here is so 'n kosbare verhouding. Hy is lief vir my. Hy gee om vir my. Christen se lewe word nie gekenmerk deur sorgeloosheid en deur gemak en al daardie dinge nie. Nee. Maar 'n Christen se lewe word wel gekenmerk deur die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Deur vreugde te midde van pyn. In hierdie tyd wanneer ons nou met die virus worstel en ons deur die pandemie probeer werk en gesond aan die ander kant probeer uitkom, en hierdie tyd wat ons ook nou reeds die ekonomiese impak begin voel, maar ons weet die ekonomiese impak veel groter gaan word vorentoe, is dit nodig dat ek en jy moet gaan vra, waar kry ons vreugde? Waar kry ons vrede en ons geluk? Want in hierdie tyd gaan ons waarskynlik voel dat ons verdruk is en dat ons verleë is en dat ons neergewerp word. Maar die enigste manier hoe ons nie te neergedruk en radeloos en vernietig gaan word nie, is wanneer ons juist sê, maar ek vind my vrede en my vreugde en geluk in God. En dis vir God belangrik. Dis hoekom hy sy seun gegee het om dit te laat gebeur. Dis hoekom hy sy seun laat opstaan het om dit te verseker. En hier is nie nuwe nuus nie. Dis ou nuus. Maar ek en jy moet in hierdie tyd werklik gaan vra, is ek werklik gelukkig? Vind ek my diepe geluk in God, in my verhouding met God? Mag Psalm 1 ons vanmôre wakker maak, dat ons opnuut die wet van die Here sal gaan oordink, dat ons behaag daar sal gaan soek, dat ons sal soek om hom te eer en nie mense nie. Dat ons sal soek om hom te eer en nie dinge nie. Dat ons sal soek om 'n verhouding met hom te hê, want daar alleen is ware vreugde, ware vrede, ware geluk. Daar alleen kan ons welgeluksalig wees. Mag jy ook daardie welgeluksaligheid beleef. Amen. Kom ons bid saam.
O Here God en Hemelse Vader, dankie dat dit in hierdie deurmekaar stikkende wêreld moontlik is om gelukkig te wees. Here, dankie dat dit in hierdie deurmekaar stikkende wêreld moontlik is om te kan dink, ons kan waarlik wel geluksalig wees. Here, dankie dat U hierdie welgeluksaligheid aan die kinders beloof. O Vader, en ons weet dat ons nie daarvoor alleen kan gaan soek nie. Ons kan nie gaan soek om gelukkig of tevrede te wees nie. Dis nie iets wat ons kan kry deur daarvoor te werk nie. Nee, Here, dit is die newe-effek of die byproduk wanneer ons 'n verhouding met U het, wanneer ons hoop alleen op U plaas. O Vader, in hierdie tyd wat kom, waar daar soveel onsekerhede is en ons bang en onseker is oor dinge wat gaan gebeur en ons nie weet wat aan die kom is nie, vra ons, o Here, geef ons daardie vrede en geluk, sodat wanneer ons verdruk word, ons nie te neergedruk is nie. Wanneer ons verleë is, ons nie radeloos is nie. Wanneer ons neergewerp word, ons nie vernietig is nie. Here, werk asseblief deur die Gees so in ons. Gee dat ons daardie kosbare verhouding met U sal hê wat ons so broodnodig het. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here voordat ons die res van hierdie week ingaan. Here, dankie dat U ons seën en ons behoed. Dankie dat U U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig is. Dankie dat U U aangesig oor ons verhef en aan ons U vrede gee. Amen. Mag julle 'n baie geseënde Sondag verder hê. Totsiens.